Lees dan met my Judas 1, vers 3 sê, geliefdes, terwyl ek alle ywer aanwend om aan julle oor ons gemeenskaplike saligheid te skryf, gemeenskaplike saligheid, ons is almal in die lig, ons het oorbeweeg na die lig toe, maar ek sien dit noodsaaklik om vir julle hierdie brief te skryf. Het ek die noodsaaklikheid gevoel om julle deur my skrywe te vermaan. Wat sê hy? Pas op, dis vermaan, pas op, iets is nie reg nie. My skrywe te vermaan om kragtig te stry vir die geloof wat eenmaal aan die heiliges oorgelewer is. Hy sê eintlik, bewaar dit wat jy gekry het daar in die begin. Ek vind dit noodsaaklik om jou te waarsku. Dan begin vers 4 met die woord want. Want, hy sê, jy het oorgegaan na die lig toe, maar dit wat jy jou daar gekry het, die metode, dit wat jy geglo het, moet jou vas, want sekere mense het ingesluit, wat lank tevore al opgeskryf is vir hierdie oordeel. Goddelose mense, wat die genade van God verander in ongebondenheid. En die enigste heerser, God, en ons meester Yeshua verloon. Ons het dus oorgegaan uit die koninkryk van duisternis, in die koninkryk van lig in, maar tussen ons is daar mense wat die evangelie verander. Wat verander hulle? Want sekere mense het ingesluit, wat lank tevore al opgeskryf is vir hierdie oordeel, goddelose mense, wat die genade van ons God verander in ongebondenheid. Wat is genade? Deur genade is julle gered en dit nie uit werke nie, sodat niemand kan roem nie. Jy is uit genade gered, jy kan niks doen om gered te word nie. Dis genade. Hulle het genade verander in ongebondenheid. Ongebondenheid beteken ek is nie gebind nie. Ek kan doen wat ek wil. Dis ongebondenheid. So die genade wat sê, jy kan nie deur jou werke geregverdig word nie, is evangelie van God. Maar hulle verander dit, hy draai hom om. En hy sê, jou werke het geen invloed op jou redding nie, jy kan losbandig lewe. Jy kan doen wat jy wil. Dis wat hierdie mense gedoen het. Gebeur dit vandag. Dis hoogtyd. Gaan koop vandag die rapport, jy gaan dit daar lees. Dis reg om enige sonde te doen. God keer dit goed. Is dit nuwe nuus? Hierdie is 2000 jaar terug geskryf. 2000 jaar terug het dit gebeur. Wat het gebeur? Goddelose mense wat die genade van ons God verander in ongebondenheid. En die enigste heerser, God, en ons meester Yeshua verloon. Hulle is nie aan sy kant nie. Hierdie mense wat dit sê, is in die duisternis. Vers 5, maar ek wil julle daaraan herinner, al weet julle dit nou eenmaal, en nadat Jahwe die volk uit Egipte gered het, daarna die wat ongelowig was, omgebring het. So hy gee so 'n waarskuwingkie, hy sit so rooi lig aan. Hy sê, onthou julle van die Israeliete wat uit Egipte land uitgegaan het? God se volk wat hy gekies het, en hy het gesê, ek vat julle na die beloofde land toe. Wat het hy met hulle gedoen toe hulle hom nie geglo het nie? Het hulle doodgemaak. Dis wat hy waarsku. Hy sê, hier's predikers tussen julle wat sê, jy kan lewe soos jy wil. Maar ek waarsku julle. Die Israeliete het dit ook gedoen. God het hulle almal doodgemaak. Pas op. Dan sê hy, vers 6, die engele, wat hulle eie beginsels nie bewaar het nie, maar hulle eie woning verlaat het, het hy vir die oordeel van die groot dag met ewige boeye onder die duisternis bewaar. Tweede voorbeeld, die eerste een was die Israeliete wat nie geluister het vir hom nie. Die tweede voorbeeld is engele, is nie mense nie. Wat het hulle gedoen? Hulle het hulle woning verlaat. Hulle het op die aarde kom bly, hulle het met vrouens getrou. God het hulle gevange geneem, en hulle word op bewaring gehou vir die groot dag van oordeel. Hoekom? Hulle het in ongebondenheid gelewe. Hulle was nie gebind nie. Daar was 'n reël. God het vir hulle gesê, jy doen dit nie. Hulle het gesê, ek kan dit doen. Ek is ongebonde. Nou is daar predikers tussen ons wat sê, jy kan in ongebondenheid lewe. Jy kan lewe soos jy wil. Jy is in die lig. Derde voorbeeld, vers 7. So Sodom en Gomorra en die stede rondom hulle, wat op dieselfde manier as hierdie mense gehoreer en agter vreemde vlees aangeloop het, as 'n voorbeeld gestel is, terwyl hulle die straf van die ewige vuur ondergaan. Wat is sodomie? Wat word vandag geadverteer? Wat doen die predikers van die kansel af vandag? Sodomie. Is God tevrede daarmee? Nou sê hy, as ek Sodom en Gomorra vernietig het, en daai mense in die ewige vuur beland het, hoe kan julle dit vandag doen en sê ons mag? Hoe kan julle in hierdie ongebondenheid lewe? Vers 11. Wee hulle, wie is hulle? Dis predikers wat ongebondenheid verkondig.
Dis mense wat sê, jy hoef jy nie te bekeer nie, jy kan lewe as jy wil. Wie hulle? Want hulle het die weg van Kain bewandel, en om loon hulle self in die verleiding van Biliam gestort, en in die verset van Korag omgekom. Wat het Biliam gedoen? Hy het gesê, as jy my betaal, dan sal ek die volk vir jou gaan vervloek, in die naam van Jahwe. Verloon, hy het dit vir geld gedoen. Wat doen hierdie predikers? Hulle verkondig enige iets vir geld. Betaal my net, nou ek sê enige iets, verloon. Hulle is skandvlekke in julle liefdesmaaltye. Hulle is tussen ons, hulle is in die gemeente. In ons liefdesmaaltye is hulle skandvlekke, wat sonder vrees saam fees hou en hulle self voer. Dis vir my voel 'n vere vir die skape. Ek vree die skape op, want ek wil hê. Hulle self voer. Hulle is waterlose wolke deur die wind rondgedrywe, bome in die nasomer, wat sonder vrugte is, 2 maal gestorwe ontwortel. Sonder vrugte. Vrugtebome sonder vrugte is niks werd. Kap hom uit. Woeste golwe van die see wat hulle eie skande laat opskuim. Kyk, hierdie mense is trots op as hulle in die koerant is. Met hulle skande. Hulle roem daar. Dwaalsterre vir wie die donkerheid van die duisternis vir ewig bewaar word. Nou sê hulle, jy mag my nie oordeel nie. Jy oordeel as jy dit sê. Ek oordeel nie. God oordeel. Die Almagtige oordeel. As jy in losbandigheid lewe, is jy veroordeel. Vers 16. Hulle is murmureerders wat oor hulle lot kla en volgens hulle begeerlikhede wandel en hulle mond spreek trotse woorde, terwyl hulle mense vlei terwille van voordeel. As jy met hierdie mense praat, hierdie valspredikers, 'n gladde mond, en hy vlei jou. Hy weet presies wat om te sê. Hy's jare opgelei om te sê wat jy wil hoor, en hy sê dit vir jou, en jy stem nie saam. Moeilike mense om mee te redeneer, glibberig. Hulle weet wat om te sê. Vers 17. Maar julle geliefdes, moet die woord onthou wat tevore gespreek is deur die apostels van Yeshua die Messia. Wat 'n woord het hulle gespreek? Vandag het ons die Bybel. Hy sê onthou die woorde wat die apostels gespreek het, wat hulle vir julle gesê het. In die laaste tye sal daar spotters wees wat volgens hulle eie goddelose begeerlikhede wandel. Waar is hulle? In ons midde, tussen ons. En ons luister vir hulle. En hulle is die bokke wat voorloop. Wat noem hulle die bok wat voor die skape loop om geslag te word? 'n Judasbok. En die skape is so dom, hulle loop agter daai bok aan. In die slagpale in. En daarvoor keer hulle die bok af, en die skape gaan deur, hulle word almal geslag, en die Judasbok loop terug, en hy bring die volgende klomp skape. En ons het Judasbokke tussen ons. En waarvoor doen hulle dit? Verloon. Hulle word betaal, hulle word goed betaal. Ons luister vir hulle, ons beland in die ewige dood.